Goeiedag. In hierdie video gaan ons hersiening doen van finansies. Dit gaan oor graad L werk. Meeste van die is reeds in graad 10 gedoen. Een van die belangrike reëls by finansiële wiskunde is dat jy mooi moet lees en natuurlik dat die vrae mooi gevra moet wees ook. Die eerste vraag hierso sê: belê R27.000 vir 2 jaar teen 9% per jaar maandeliks saamgestel. Hoeveel sal jy aan die einde van die 2 jaar het? So ons gaan die saamgestelde vermeerdering formule gebruik, omdat jy memoriseer. In graad 12 sal ons dit op 'n formulekaart kry. Ek werk altyd apart eers my I uit. I, onthou, is nie my interest nie. I is my rentekoers. As 'n desimaal, teruggewerk na die rente wat ek elke keer gaan kry. So hierdie I is die rente wat ek elke keer gaan kry wat ek rente kry. So dis 9 op 100 vir die 9%, gedeel deur 12, want dit is maandeliks saamgestel. So ek gaan 3 op 400 hier inskryf en ek stoor hom in die A van my sakrekenaar. Dan werk ek my N uit wat daar moet kom. N is die aantal kere, die nommer, die kere wat ek rente gaan kry of betaal. In hierdie geval is dit 2 jaar, 12 keer 'n jaar, so 24 keer. Dan vul ek al die belangrike getalle vir my in my formule in. P is die bedrag wat ons belê het, of wat gaan groei. Dan gaan ek daai I wat ek uitgewerk het daar insit, maar ek herinner myself, wys in A, en die 24 is nie moeilik nie, omskryf ek net daar. Nou is my formule totaal ingevul, en druk ek dit net in 'n sakrekenaar in. En die laaste ding wat jy doen, is jy rondom af, tot by soveel plekke soos hulle vir jou sê. En die hulle nie vir jou sê nie, aanvaar ons werk met ons geldstelsel, en dan gaan ons tot by die sente. Kom ons doen nog enetjie, hulle sê, ons groei 128.000 vir 3 jaar, teen 15% per jaar maandeliks saamgestel. Hoeveel gaan ek aan die einde van die 3 jaar het? Eers skryf ek die saamgestelde renteformule neer, of saamgestelde groei. Dan werk ek my I uit, wat 'n bietjie moeiliker is. So ek vat die 15 op 100, gedeel deur 12, en ek gee my 1 op 80, omstoor ek binne my A, van memory, van my sakrekenaar. Dan werk ek my N uit, wat hier gaan kom, en is hoeveel keer ek gaan rente ontvang. Dit is dan 3 jaar, 12 keer 'n jaar, dit sal 36 keer wees, so daarom gaan ek daar 'n 36 skryf. Dan vul ek al die getalle op die regte plek uit, die 128.000 kom daar, die 1 op 80 wat ek hier uitgewerk het, kom daar wat I is, die 36 daar, en dan druk ek hierdie net in my sakrekenaar in. Dan rond ek kom af, tot by soveel plekke soos hulle vir my gesê het. Ek hou daarvan as ek binne in 'n som besig is, om altyd my antwoord weer te stoor. Vir ingeval ek hom net nou verder aan die som weer nodig het, andersins nie. Die volgende voorbeeld gaan oor saamgestelde vermindering. Let bietjie op na die woorde. Dit sê, bereken die verminderde waarde, dit help ons daarom, van die R160.000 of van R160.000 op die verminderde waarde tegniek, van 6% per jaar na 3 jaar. Op die verminderde waarde beteken dit 'n saamgestelde vermindering. En omdat hulle nie gesê saamstel halfjaarliks nie, gewoonlik 'n vermindering, sal dit dan jaarliks wees. Eerstens skryf ek die saamgestelde verminderingsformule neer, dan bereken ek die I en die N. Dit sal dan vir ons 6 op 100 gee. Ek hou daarvan om te skryf gedeel deur 1, om my te herinner, ek moet kyk hoeveel keer 'n jaar dit saamgestel word. Dan kry ek hierdie antwoord, en onthou, ons sit hom dan in A. Hierdie keer het ek nie N hoef uit te werk nie, want dit gaan net 'n 3 wees. Nou vul ek die inligting net in op my formule, die 160.000 kom daar, my I wat ek hier uitgewerk het, kom daar. Onthou net om jouself te herinner waar jy hom gestoor het, en daar kom ons 3. Nou voer ons hierdie net in die sakrekenaar in, om die antwoord te kry. En dan kry ons hierdie antwoord, en dan rond ons hom net af tot by die nodige desimale. En onthou wat ek gesê het, dan hou ons daarvan om hom dalk te stoor, as ons hom weer wil gebruik, sê maar in 'n ander stoorplek. Die volgende vraag is nou 'n derde vlak denkesom. Hier staan geskryf, koop 'n nuwe motor, sit dadelik 'n sekere bedrag neer, leen die uitstaande bedrag teen 18% per jaar kwartaalliks saamgestel, betaal dan na 1 jaar R80.000, betaal dan 2 jaar na die R80.000 nog 'n laaste bedrag van R100.000, dan is die motor afbetaal. Wat was die oorspronklike prys van die motor? Een van die belangrike reëls in finansiële wiskunde is dat jy die som op jou eie manier moet doen. Ek gaan maar vir jou nou een voorbeeld wys. Ek het hier 3 aparte somme gemaak. Die eerste wat ek uit gaan vind is daai R80.000 wat ek betaal het. Met ander woorde, wat was sy oorspronklike bedrag wat toe gegroei het teen 18% per jaar kwartaalliks saamgestel vir 1 jaar. Want na 1 jaar het ek R80.000 betaal. Wat was die bedrag hier wat ek nou afbetaal het?
Ek voer hier die hele hakie in my sakrekenaar in, kry 'n antwoord en stoor hom in B. Nou kan jy met vergelykings hier sien, om daai Excel te kry, gaan ek hierdie ou net daarin deel. Dit gee dan vir my hierdie bedrag. So daai R80.000 wat ek afbetaal het, was daai stukkie van die aankoopprys. Nou doen ek dieselfde met die 100.000. Die 100.000 het ek betaal na 3 jaar. Dit beteken ek het die normale rentekoers gebruik. Ek wil uitvind wat die bedrag is, wat hierdie R100.000 was, by die aankope, voordat hy by hierdie bedrag uitgekom het. So daarom wil ek die Y uitwerk. Daai is 4 maal 3, want dit is kwartaalliks vir 3 jaar. Hierdie is my rentekoers wat dieselfde is as daai. Dan voer ek hierdie ook in my sakrekenaar in eers. Dan kry ek hierdie waarde vir hierdie hele hakie en ek stoor dit in E. En omdat ek die Y alleen wil hê, deel ek dit nou in die kant. Nou weet ek wat die bedrag van die aankope was aan die begin, wat gegroei het op die 100.000 aan die einde. So die totale prys by aankope sal dan die bedrag wees wat ek neergesit het, plus die 80.000 se oorspronklike bedrag, plus die 100.000 se oorspronklike bedrag. As ek dit bymekaar tel, was dit die aankoopprys. Stop die video en kry net jou kop hier om asseblief. Onthou asseblief aan wie van die video gehou het al dan nie en teken gerus in op die kanaal. Indien jy in 'n skoolwiskunde probleem vasloop wat jy nie kan oplos nie, kan jy die probleem vir my aanstuur met 'n duidelike WhatsApp foto na hierdie nommer toe. Dan sal ons dit probeer oplos en so gou as moontlik vir jou 'n antwoord terugstuur. Geniet die wiskunde.